Joshua, seun van die vader of die seun van Dawid? Het die heidene 'n beter goddelike begrip as die Judeërs? Nou hierdie man het onlangs 'n video uitgebring met die titel Seun van Dawid of Seun van God. En wow, dis baie oortuigend. Maar is dit die waarheid? Nou kom ons kyk gou en ons begin sommer dadelik met Joshua se eie woorde waarmee hy die Fariseërs uitgebou het dat hulle sprakeloos was en hom niks terug kon sê nie. Joshua het hulle in 'n skaakmatposisie geplaas. So kom ons kyk, Matteus 22 vers 41. En toe die Fariseërs saamgekom het, vra Joshua hulle en sê, wat dink julle van die Messias? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom, Dawid se, soos hierdie man ook mos nou beweer het. En hy sê vir hulle, hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees, dit wil sê met die Heilige Gees, hom Here genoem het as hy sê, die Here, of dit wil sê Jahwe, het tot my meester of my Here gespreek en gesê, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. As Dawid hom dan meester of Jahwe of Here noem, hoe is hy dan sy seun? En niemand kon hom 'n woord antwoord nie, ook het geen een van daardie dag af meer gewaag om hom vrae te stel nie. Nou vir die wat dalk dink, dis die leenpen van die skrywers, of waar is nog 'n getuie? Nou hier is Lukas se getuie van die gedeelte en hy bevestig dit ook. Dit wil sê nog 'n getuie, tweede getuie. Nou Joshua quoteer Psalm 110 vers 1 en hier erken Dawid selfs dat Joshua sy meester is. Hy sê nie Joshua is sy seun nie. Nou kyk ook nog wat gebeur hierso. Joshua sê Abraham was verheug toe hy hom gesien het. En Joshua sê toe, voordat Abraham was, is ek. Nou let wel, Joshua sê ek is. Dit dui op 'n teenwoordige, deurlopende, ewige bestaan. Hy bestaan onafhanklik van tyd. Hy bestaan in die ewige nou. En dit is wat die skrywer van die Hebreërs 13 vers 8 vir ons probeer sê, om te sê dat Joshua Messias is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Nou asseblief tog mense, kom ons begin nou hierdie gelatienagtige weefsel wat tussen ons ore is te gebruik. En ons dink asseblief net 'n bietjie verder. Hier sê Joshua, hy was voor Abraham. Korrek? Was Abraham voor Josef, dit wil sê Maria se man, of voor Dawid? Beslis ja, baie jare voor hom. Nou kan ek nou hierdie man vra, nou hoe kan Joshua Josef se seun wees as sy oupa grootjie Dawid van 28 plus geslagte terug Joshua dan self meester genoem het? En dan weer het Dawid se oupa grootjie Abraham Joshua ook ontmoet en gewaag om met hom Joshua te praat en hy was verheug dat hy in die lewe gebly het. Nou let wel, hier sien ons Here hier in die Ou Testament en dit is nie alles hoofletter Here nie, waar ons dit op ander plekke alles in hoofletter sien. En soos ons weet, kan niemand die Vader, dit wil sê die oue vandaag se aangesig sien nie, so hierdie moet 'n fondasie wees van ons denkwyse, dat nog niemand het die Vader gesien en gebly lewe nie. Maar hier het Abraham met die Here, of dit wil sê Jahwe gespreek. Kan dit Jahwe wees of was dit Joshua? Want Joshua sê voordat Abraham was, is ek. En Abraham het hier met Joshua gespreek en hy het in die lewe gebly, want Joshua was al daai tyd middelaar tussen die Vader en die mens gewees. En kyk wat sê Abraham vir die Here hier, laat u tog nie toornig wees nie. Abraham ken sy Elohim en hy weet, hy kan toornig raak. Mense uit die tempel jaag met 'n sweep en tafels omgooi, en so ken Dawid ook sy meester, en hy sê in Psalm 2 vers 12, kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die pad vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom, Joshua, skuil. Let wel, hierdie seun kan toornig word, maar gelukkig is die wat by hom skuil. Selfs Dawid en Abraham het Joshua geken. Hoe kan iemand dan sê dat Joshua bloot 'n menslike wese en nie goddelik was nie? Waar is ons verstand? Kom ons kyk nou gou in die Ou Testament om te bevestig dat Joshua van voor die skepping van die wêreld af reeds bestaan het. Ons kyk na Spreuke 8 vers 22. Nou hierdie sien ek as die oue vandaag het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds af, want hy is die oue vandaag. Van ewigheid af is ek geformeer. Van die begin af, let wel, van die begin af, van die voortyd van die aarde af, dit wil sê voordat die aarde gemaak was. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie. Van wie word hier gepraat?
Nou die Joodse en vroeë messiaanse interpretasie identifiseer hierdie wysheid met die seun, want die seun Yeshua is die eersteling. Yeshua was 'n kunstenaar naas die oue vandaag, en let wel, hy het gespeel op sy wêreld rond. 'n Kind, 'n seun speel. Dis is Yeshua voor die wêreld geskape was, dit wil sê eerste op die eerste dag, en die mense op die 6de dag, kan hy onmoontlik nie die seun van Josef of Dawid wees nie, maar die seun van die oue vandaag, want daar was nie 'n mens, 'n Adam geskape gewees nie. So hoe die hel kan ons sê Yeshua se mens? Yeshua bring en het die ewige lewe. So kom ons kyk nou na vers 35. Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die oue vandaag. Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. Dus sluit jy 'n verbond met die dood as jy nie hom gevind het nie en jy benadeel jou eie lewe. Nou kom ons dink nou mooi hieraan. Laat daai gelatine begin werk tussen ons ore. As jy die lewe in hom vind en dan deur die oue vandaag welbehae verkry, was Yeshua dan nie die boom van die lewe wat die oue vandaag aan Adam hulle gegee het om van te eet nie? Moet ons nie alles vra in sy naam en dan sal die Vader dit vir ons gee nie, soos Yeshua ook tereg gesê het? Dus kry ons 'n welbehae van die Vader as ons die seun kus, die seun aanhang. Salomo verwys weer na die seun hier in Spreuke 30 vers 4. Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? In 'n apokryfe boek sien ons dat Yeshua die waters in sy kleed saamgebind en dit vir sy moeder gevat. Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy naam en hoe is die naam van sy seun as jy dit weet? Yeshua sê dat nog niemand het opgeklim, dit wil sê opgevaar en neergedaal nie, behalwe hy, die seun van die mens. En hier bevestig Salomo dit ook in Spreuke 30 vers 4. Dis is Yeshua al van die begin af in die tuin van Eden ook, en Adam hulle moes van hom geëet het, maar hulle het 'n verbond met die dood gesluit en van die dood geëet in plaas van die lewe, Yeshua te eet. Nou wie bevestig nog dat Yeshua reeds voor die grondlegging van die wêreld sy bestaan gehad het? As ons kyk na Micha 5 vers 1, 'n profesie oor Yeshua, sien ons, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. Ja, Yeshua is die heerser, hy is die koning wat oor Israel gaan wees. En sy uitgange is van wanneer af? Van die voortyd uit die dae van die ewigheid. Was Dawid se uitgange uit die voortyd uit die dae van die ewigheid af? Nee, hierdie profesie is van Yeshua. Dis is Yeshua se uitgange uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Dit wil sê, dit bewys sy goddelikheid, sy seun entiteit met die Vader. Is hierdie nou 'n pagan mindset? Dit is wat die Jode dink, ja. Maar dalk weet hierdie heiden iets meer van hulle koning af as hierdie Jode, wat Yeshua daai tyd vermoor en steeds vandag van vooraf folter en hom verwerp om te sê dat hy maar net 'n mens, die seun van Dawid was. Jahwe se naam is sy karakter. Dit wys wie en wat hy is. Dat hy die ewige koning is en selfs die heidene weet wie hulle koning is. Hulle erken hom, hulle gryp hom en neem hom aan, en die apartgestelde gees lei hulle. Dit word selfs in hulle drome aan hulle geopenbaar, soos met Pontius Pilatus se vrou, 'n heidense Romein wat gewaarsku is en sy sê vir Pilatus, moet tog niks te doen hê met hierdie regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Dis bekroon sy Yeshua as 'n regverdige man. Maar die Judeërs, die wat net vaskyk teen die letter van die wet, dink hy is van die duiwel besete en hulle maak hom dood. En toe die Romeinse soldate Yeshua wyn en mirre gegee het om te drink, dink ons hulle spot met hom, maar wyn en mirre was gereeld daai tyd gedrink gewees deur die Romeine, want dit was vir hulle 'n pynverdower. Dus wou Yeshua dit nie gedrink het nie, want hy het al ons krankhede op hom geneem en gedra. So hy het die volle pyn verduur. En so het hierdie heidene Yeshua jammer gekry, waar die Judeërs met hom gespot het en gesê het, dat hy homself van die folterpaal moes verlos. En tydens Nehemia en Esra se tyd, het hierdie heidense koning toegesien dat Jahwe se wet nagekom moet word, en Jahwe se huis herstel word, en die koste vir die herstelwerk het uit die
heidense koning se sak gekom. So hy het daarvoor betaal. Nie die Judeërs nie. En nou is hierdie Jode van vandag so vinnig om alles paganisties te maak en sê alles is heidens. En die heidene het hierdie seun van God mentaliteit dat Yeshua van die begin af sy ontstaan gehad het en dat Yeshua werklik die seun van God is. En uit 'n maagd gebore is, want sy uitgange is van die voortyd van die ewigheid af, van dat die aarde sy ontstaan gehad het. Want dit is wat hulle lees in die Bybel en dit is wat hulle glo, want dit staan so geskrywe. En dit is wat ek hierbo aangehaal het. En hierdie gedeeltes wat ek hierbo aangehaal het, bewys dat Yeshua van die begin van die skepping al daar was. Maar hierdie Jode, hierdie Yeshua vermoorders glo dit nie. Hulle is blind en hulle kyk teen die letter van die wet vas en noem dit paganistiese denkwyse. Maar kyk wat sê hierdie groot koning, hoe is sy naam, sy karakter onder die heidene? Hy sê in Malagi 1 vers 4, ek is 'n groot koning, sê Jahwe van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene, en sy naam word geloof van sonsopkoms tot sonsondergang deur hierdie heidene. Nie die Judeërs nie, deur hierdie heidene word sy naam geloof, en sy naam is groot onder hierdie heidene, nie die Judeërs nie. Interessant, ons almal weet Yeshua gaan die groot koning wees, en hierdie man glo dit self. Maar hier sê hierdie groot koning, en as jy weet, Jahwe verander nie, sê hy, sy naam, sy karakter is groot onder hierdie heidene. Want hulle ken die karakter van hulle koning, hulle maak sy naam groot en sê, moet niks te doen hê met hierdie regverdige man nie, gee hom wyn en mirre vir die pyn, want hierdie man ly erg, en hy verduur baie pyn deur hierdie godslasterlike Jode, wat hom verraai en vermoor het. Sy eie mense, sy eie volk Juda, het hom verwerp en vermoor. Hierdie Juda, het hom verraai en uitgelewer en met 'n kus verraai hulle Yeshua. Waar hy die seun moet kus en by hom skuil, het hy die seun gekus en verwerp om nie by hom te skuil nie. Was Jahwe die groot koning se naam gedig onder Juda wat hom verraai het? Nee, beslis nie. Maar nou wil hulle hê ons moet hierdie verraaier, Hebreëse Joodse mentaliteit opneem en nie hierdie paganistiese koninklike hemelse perspektief wat van die begin af in die skrif geopenbaar is nie, waar die koning reeds duidelik as die seun van Elohim gesien kan word. Ek het reeds met 'n aantal verse uit die Ou Testament vir u gewys wat bevestig dat Yeshua van die begin af daar was. Nou vir diegene wat dit dalk nog nie raak sien nie, as verwysing na Yeshua neem, gaan ek u nou wys hoe die Nuwe Testament hierdie waarheid bevestig, versterk en reguit verbind met Yeshua. Nou baie mense is so geneig om Yeshua se woorde aan te haal en te sê, kyk, Yeshua sê hier, niemand is goed nie behalwe Elohim nie. Nou hoekom haal hulle nie hierdie woorde van hom aan in Johannes 17 vers 5, waar hy sê, en nou Vader, verheerlik my by u self, let wel met die heerlikheid, wat is heerlikheid, wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Nou Yeshua het hierdie man hierso in Markus 10 vers 18 nie ontken dat hy goed is nie. Hy het hierdie jong man uitgedaag om te kyk of hy kan verstaan wat hy impliseer deur om Yeshua goed te noem. As Elohim alleen goed is, en die man noem Yeshua goed, dan moet hierdie man mos besef wie Yeshua werklik is. Dit wil sê, hy is Elohim in die vlees, hy is Immanuel, Elohim met ons. In Johannes 17 vers 5 sê Yeshua, hy het voor die wêreld bestaan in die Vader se heerlikheid, 'n heerlikheid wat geen geskape wese mag deel nie. Jesaja 42 vers 8, wat die Vader hierdie heerlikheid met niemand sal deel nie, net met Yeshua, aan Yeshua het hy dit gegee. Dis sal daai eer nie aan Dawid of aan Josef gegee word nie, net aan die een, en dit is aan Yeshua. Nou hiermee bevestig Yeshua, hy het goddelike heerlikheid van die begin af, dit wil sê, hy's goed man, hy was by die Vader voor die skepping. Hy was nie 'n geskape wese gewees nie. Sy natuur is Elohim, dit is goddelik. Nou ander tekste wat hierdie bogenoemde bevestig is Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord Yeshua, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim. Hy was in die begin by Elohim. Alle dinge het deur hom, Yeshua, ontstaan. Dit wil sê, Dawid en Josef het deur Yeshua ontstaan, nie Yeshua deur hulle nie. En so, hoe kan die mense sê dat Yeshua hulle seun is? Dit gaan my verstand te bowe. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dit wil sê, Dawid het nie deur hom ontstaan nie, Josef het nie deur Yeshua ontstaan nie.
In hom, Yeshua, was die lewe en die lewe was die lig vir die mense. In hom, Yeshua, is die lewe en hy is die boom van die lewe wat in Eden was, wat Adam hulle geweier het om van te eet. So as hy die lig is van die mense wat in die wêreld gekom het, sien ons hierso in die Openbaring van Henoch 11 vanaf vers 8 tot 13 dat die Vader die lig geopenbaar het. Lig het uit lig gekom. En toe het die Vader vir homself 'n troon gemaak en hy het vir die lig, dit wil sê Yeshua gesê, gaan jy hoor op en vestig jou bo hoër dinge, want bo kan die lig, dit wil sê bo Yeshua is daar niks nie. Dit wil sê daar is nie 'n Elohim, daar is nie 'n wese soos hierdie lig, soos Yeshua nie. Voor hom is daar geen ander wese soos hy geskape nie. En na hom het die Vader nie so goddelike wese geskape nie. Hy is die eersteling van die wêreld en hy is hoog bo die Vader so troon geplaas en alles, soos Yeshua self gesê het, is aan hom onderworpe. Dit is aan hom gegee en hier bevestig 'n apokriewe boek wat die Katolieke nie in die Bybel geplaas het nie. Yeshua se goddelikheid eintlik baie beter as wat die res van die skrif vir ons deurgee, want hier sien ons hoe verhef en verhoog is Yeshua, en dit is ook eintlik waarvan Paulus getuig het. Maar ons sal nou by Filippense 2 vers 9 kom om te wys hoe het die Vader Yeshua vereer volgens Paulus, want volgens Henoch sien ons daarbo kan die lig is daar niks nie, want hy is verhewe bo almal. Hierdie lig wat die Vader geskaap het, wat hy as 'n verbond vir ons gegee het hy hoër as alles geplaas. Dit wil sê in Yeshua is die lewe en hy is die boom van die lewe wat in Eden was, wat Adam hulle geweier het om van te eet. Johannes 8 vers 58, voordat Abraham was, is ek. Dis wat ek nou gesê het. Dit wil sê, dit is die naam Yahweh, ek is, in Exodus 3 vers 14 en 15. Kolossense 1 vers 15. Hy, Yeshua, is die beeld van die onsienlike Vader, die eersgeborene, ekskuus tog, die eersgeborene. Dit wil sê, as Yeshua die eersgeborene is, hoe kan hy Dawid se seun wees? Dawid moet mos sy seun wees. So, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape. Dit wil sê Dawid en Josef is ook deur hom geskape. Hy sê wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. So daai mag en owerhede van Dawid het hy aan Dawid hulle gegee. Alle dinge is deur hom, deur Yeshua en tot hom geskape. Dis is alles deur Yeshua geskape, Dawid en Josef ingesluit. En hy is voor alle dinge, weer eens van die begin af, voordat alles was. Dis hoekom dat Yeshua kan sê, voordat Abraham was, is ek. Dit wil sê, ek is wat ek is. En in hom, in Yeshua, hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is. Die wat? Die begin, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Soos Henoch ook gesê het, hy bo kan die lig is daar niks anders nie. Hy is die hoof oor alles. Hy is die waaragtige lig. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Soos hy het gesê, gaan jy hoor op en vestig jou behoordinge. In Yeshua woon die ganse volheid. Die Vader het Yeshua alles gegee. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, let wel, sowel as die dinge in die hemele. Maar hierdie man wat na 'n paar skrifgedeeltes hap, maar sal nie Yeshua se volheid aanhaal en honderde ander verse wat Yeshua se volheid, sy goddelikheid bewys vir ons aanhaal nie. En dit is hoekom dit so belangrik is om in diepte Bybelstudie te doen, vas en te bid en nie op jou eie krag die skrif aanpak nie, maar dat die Heilige Gees jou sal lei, nie die gees van dwaling of die gees van die antichrist nie, want as jy nie Yeshua se goddelikheid kan sien nie, is die gees van die dwaling hard besig met jou. Lees asseblief gerus 1 Johannes 4 vers 1 tot 5 wat hierdie bevestig. En so wil baie na my nie luister as ek met hulle hieroor wil praat nie. My boodskappe word geïgnoreer, of ek word belet om saam met hulle op 'n Sabbat te vergader, en ek word geblok. Nou as ek steeds bereid is om van aangesig tot aangesig met jou te gesels, jou hartlik uit te nooi om te kom kuier, sodat ons beide ons sienings kan deel, maar jy weier dat ek met skrif na jou toe kom, en jy ook nie wil hê dat ek na jou toe moet kom nie,
watter gees lei jou dan? Watter liefde draai jy in jou hart? Want as jy glo dat ek van die pad af is, hoekom is jy dan nie bereid om my te help volgens jou, sodat ek weer die lig kan sien nie? Help my dan asseblief reg, moet my nie verwerp nie. Help my dan op die regte pad, dat ek gered kan word, of worry jy nie oor hierdie skaap nie? Maar nou ja, ek wonder of al die skape ooit in die kraal sal kom. Ons gaan aan en ek gaan nou nog gedeeltes uitwys. Kom ons kyk na Hebreërs 1 vers 3. Hy, Yeshua, wat 'n afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel is van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Dit is nou wat Paulus bevestig het in Kolossense 1 vers 15 tot 20, dat alles en die volheid in Yeshua is. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy Yeshua soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy die eersgeborene, wie is die eersgeborene? Yeshua, in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van Elohim moet hom aanbid. Die engele was nou nog voor die mense geskape, en baie interessant, Yeshua was die eersteling van die skepping, en so kry Yeshua 'n voortreffeliker naam, hy was verhef en verhoog, soos Yeshua daardie heerlikheid weer wou ervaar het in Johannes 17 vers 5, en al die engele het hom Yeshua aanbid. Hoekom? Want hy het 'n naam bo al die name, en die Vader noem hom sy seun. Ek verstaan Adam en baie ander Israeliete was seuns van Elohim genoem, maar hierdie een was voor almal voortgebring. Toe daar nie eers 'n mens was nie, toe word hy let wel 'n seun genoem. Dis is Yeshua, die seun van Elohim, die eersgeborene, want voor hom was daar geen ander God soos hy geformeer nie, en na hom is daar ook geen ander God soos hy nie, want die Ouwe van daai het hierdie seun alles gegee, sy eer en heerlikheid, maar mense beroof hom daarvan en maak hom gelyk aan 'n mens, en dit is hoekom hy met geween uitroep, Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek gehad het, voordat die wêreld was. Want hierdie goddelose mense wat hom van die begin af verwerp het, verwerp en verag hom steeds vandag. Hulle slaan hom, hulle spoeg op hom, hulle verraai en deurboor hom en sê, ons het nie 'n koning nie, die keiser is ons koning. Dis weier hulle om die knie voor Yeshua of ons koning te buig, maar die heidene, hulle ken hom en hulle buig voor hulle koning neer, en so bevestig Paulus ook, dat elke knie, let wel, in die hemel, op die aarde, dit wil sê Dawid, Josef, en jouself ingesluit, en onder die aarde die demone, hulle sal voor Yeshua neerval en hom aanbid. En let mooi op vers 11, en elke tong sou bely dat Yeshua Messias die Here is tot heerlikheid van Elohim die Vader. Het julle al gehoor dat die heidene sê, Jesus is Lord? Weet julle wat hulle hier sê? Hulle sê Yeshua is Yahweh. Dis bely hulle, soos in Filippense 2 vers 11, dat Yeshua die Here, dit wil sê Yahweh is, en gaan kyk asseblief maar mooi in die Griekse Septuagint, die vertaling wat die mense al daai tyd met Yeshua gebruik het, en daaruit aangehaal het, dat G2962 wat Kyrios is, en dit is die naam wat hierdie heidene, die Grieke, Yahweh genoem het in die Ou Testament. En so ken hulle koning van die begin af, en nie soos hierdie mense wat veel goedery bedryf, en in die Ou Testament 'n verbond met die Vader sluit, en dan in die Nuwe Testament met die Seun trou nie. So dis het hulle twee gode wat hulle dan aanbid, want hulle sluit 'n verbond met die Vader, en dan sluit hulle 'n verbond met die Seun. Dit maak mos nou nie sin nie. Maar kom ons kyk nou mooi wat sê Paulus, dat elke knie voor Yeshua sal buig. Nou kom ons kyk wat sê Yahweh hier in Jesaja 45 vers 23. Hy sê, ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie. Nou in Openbaring sien ons by die tweesnydende swaard, wat uit wie se mond uitkom? O ja, Yeshua se mond, nee. En dan sê hierdie wese, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. Eina. Dit is hoekom dat Paulus deur baie mense verwerp word, want Paulus het gesnap dat die Ou Testament oor Yeshua gaan. En hy sê in Filippense 2 vers 10, dat elke knie voor Yeshua sal buig, dit wil sê, dis die Yahweh van Jesaja 45 vers 23. Baie wat die Messias verwerp, redeneer dat Yeshua die Vader se vrou kom neem het, en homself Yahweh maak. Maar let op in Jesaja 44 vers 6, sê Yahweh,
Ek is die eerste en ek is die laaste en buiten my is daar geen God nie. Hy is die koning van die konings. Hy is die verlosser. Nou in die Nuwe Testament verklaar Yeshua hierdie selfde waarheid oor homself en hy sê, hy is die eerste en hy is die laaste, die koning van die konings. Nou diegene wat dit nou nie verstaan, dat Yeshua hulle bloedbruidegom en die ewige, onveranderlike een is nie, hulle struikel dan oor hierdie openbaring. Want Hebreërs 13 vers 8 bevestig dit duidelik. Yeshua Messias is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Nou hulle snap dit nie en hulle verwerp hom, want hy wil nou sy pa se bruid vat en in verbond met haar gaan. Dink nou gou mooi, is die Vader die bloedbruidegom? Het die Vader kom sterf, is die Vader deurboor? Of was Yeshua deurboor, is hy die bloedbruidegom? Gaan die Vader koning wees? Of het hy daar die eer en heerlikheid aan Yeshua gegee? En dis wat ons sien hier so in Daniël 7 vers 13 tot 14 en Jesaja 42 vers 1 tot 8. Dink tog mooi, wanneer die Vader iemand as 'n verbond gee, dan beteken dit die Vader gee sy seun aan die bruid as haar man. Hy verbind die seun met die bruid. Die Vader trou nie met die dogter nie, hy berei die bruilof vir sy seun voor, soos Yeshua vir homself leer in Matteus 22. Daarom is Jahwe ook bekend as Yeshua, die groot koning vir die heidene, dit wil sê die verlore stamme van die huis van Israel. Hulle ken sy naam, hulle ken sy gesag en sy autoriteit, en sy naam word groot geag onder hierdie heidene, hierdie verlore stamme van die huis van Israel, van waar die son opkom tot waar dit ondergaan. Loof jy Jahwe soos hierdie heidene, die verlore stamme? Ken jy sy karakter? Ken jy sy godheid? Weet jy werklik wie hy is? Let asseblief mooi op wat Yeshua hier sê, in Matteus 6 vers 33. Hy sê, soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Aan Yeshua behoort die ewige koninkryk, en dit is waaroor Yeshua aangestel was, soos in Daniël 7 vers 13 tot 14, Lukas 1 vers 32 tot 33, Openbaring 11 vers 15, 2 Petrus 1 vers 11, 1 Timoteus 6 vers 15 tot 16 ensovoorts. Dus, wie moet ons eerste vind? Wie was die eerste? Yeshua. As ons weet wie ons koning is, sal ons ook weet wie die wet aan ons gegee het. Gaan lees asseblief Rigters 2 vers 1, Malagi 3 vers 1 tot 3, Handelinge 7 vers 53 en Galasiërs 3 vers 16. Wanneer ons dit eers dan begin begryp, sal alles vir ons bygevoeg word. Die skrif sal oopgaan, ons oë sal geopen word, en soos die disippels sal ons weet dat alles wat die wet en die profete gespreek het, van Yeshua getuig het. Johannes 5 vers 39, Handelinge 10 vers 43, Handelinge 13 vers 29, Lukas 24 vers 25 tot 27, Lukas 24 vers 31 tot 32, Lukas 24 vers 44 tot 45. Dis besef eers wie jou koning is, voordat jy die geregtigheid, dit wil sê die wet en die feeste wil onderhou. Want as jy jou koning ken, sal jy besef oor wie die feeste gaan, en so sal jy weet met wie jy 'n verbond het. Dis as al die feeste oor Yeshua gaan, wie aanbid hulle sonder dat hierdie Jode dit besef? Toe Yeshua in Johannes 17 vers 5 gebid het, dat die Vader hom moet verheerlik, en toe Yeshua sy taak voltooi het, en aan die dood gehoorsaam geword het, toe sien ons dat sy disippels sy voete gegryp het, en hom let wel aanbid het. Thomas, toe hy Yeshua sien, noem hy hom my Here, my Elohim. Dit wil sê, hy sê Yahweh, my Elohim, G2962, Kyrios. Dis besef hulle nou eers sy goddelikheid en hulle gee eer aan hom en hulle aanbid hom, want soos Paulus sê, sal almal in die hemel en op die aarde en die demone onder die aarde Yeshua aanbid en die knie voor hom buig. Want as jy nie, sal hy sê, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. Is jy Yeshua se vriend? Skuil jy by hom en kus jy die seun? Indien nie, is jy sy vyand, om nie voor hom te buig nie, en hy sal toornig word, en jy sal vergaan, en voor hom sal jy doodgeslaan word. Ek gaan nou eers hier stop, en ek sal in 'n volgende video aangaan, en dan gaan ons kyk, of dit waar is, dat Yeshua eers volmaak geword het, soos hierdie man beweer, en nou net een versie hier aanhaal. Daarom lees ons in Hebreërs hoofstuk 5 vers 8, dat Yeshua uit sy foute uitgeleer het. Lees saam. Hebreërs 5 vers 8, hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid gewat? Gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Duidelik, nê?
sien jy ook Yeshua het uit sy foute uitgeleer? Want daar staan, hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy tog. En hier tog ek, Yeshua is die volmaakte lam sonder sonde, onbevlek en al daai. Maar nou ja, ons gaan in die volgende video dit bespreek en ons gaan kyk of dit werklik so is soos wat hierdie man beweer. En ons gaan 'n bietjie verder kyk voor daai uitgeblurde gedeeltes van hom en na die uitgeblurde gedeeltes wat Hebreërs 5 vers 8 vir ons aanhaal. Want ons weet die mense in die kerke is geneig om net een versie te gebruik, maar die hele hoofstuk word nie behandel nie. En nou het 'n mens wat nie kennis het in die skrif nie, sien nou net 'n gedeelte daarvan. Hulle sien nie die hele hoofstuk wat daar bespreek word nie. So dis gaan ons kyk, het Yeshua foute gemaak? Het hy daardeur geleer? Maar sonder dat hierdie persoon besef, lees hy en hy sê die ding wat Yeshua gehoorsaam aan geword het. So ons gaan na ander skrifgedeeltes kyk in te bevestig, is hierdie man se siening reg? Of dit wat ek sê, is dit reg volgens skrif? Nie net 'n versie nie, maar die hele skrif in sy totaliteit, in sy konteks. Mag jy altyd soekend bly vir die waarheid en daaraan vashou. Shalom, geseënde dag.